Goeiemôre almal, dit is Woensdagoggend. Vandag is dit die 28ste Mei, die jaar 2025, se lieflike dag deur Abba geskenk aan ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerber. Vandag gaan ons 'n bietjie gesels rondom gebed. Nou, 'n wesenskenmerk van gelowiges is dat hulle bid. 'n Mens kry talle gebede in die Bybel wat opgeteken is, maar aan die psalms boeke kan ons maar gaan kyk. Hoeveel gebede is daar in psalms opgeskryf? Hier kan jy die taal van gebed effektief aanleer, as ook die wyse waarop gelowiges in Bybelse tye hulle begrippe oor God georden het. En jy leer dat gebed nie net 'n manier is om God te gebruik nie. Nee, dit is veel eerder die manier waarop jy jouself aan God kan gee, sodat hy jou kan gebruik. Jy wil nie jou wil op God afdwing nie, maar jy wil eerder hê God moet sy wil vir jou gee. Jy moet dit leer ken, jy moet 'n medewerker in sy koninkryk hier op aarde word. Ja, die bose sidder wanneer hy selfs die swakste gelowige sien beginne bid. Halleluja. Nou, ons eerste gedeelte is natuurlik die priesterlike seën wat uitgespreek is hier in Numeri 6 vanaf vers 22 tot 27. En die Here het met Moses gespreek en gesê: "Spreek met Aaron en sy seuns en sê: So moet julle die kinders van Israel seën deur vir hulle te sê: Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. So moet hulle dan my naam op die kinders van Israel lê en ek sal hulle seën." Halleluja. Nou ja, ek glo jy kan so ander mense seën, jou kinders seën, wie jy ook al wil seën, gebruik die priesterlike seën om dit te doen. Dan ons tweede gedeelte, Psalm 28 vers 1 en 2 en 6 en 7. Gebed om verlossing, 'n Psalm van Dawid. Ek roep U aan, o Here, my rots. Draai nie stilswyend van my af weg, sodat ek nie, as U teenoor my bly swyg, word soos die wat in die kuil neerdal nie. Hoor die stem van my smeking as ek U aanroep om hulp, as ek my hande ophef na die binneste van U heiligdom. Geloofd sy die Here, want hy het die stem van my smekinge gehoor. Die Here is my sterkte en my skild, op hom het my hart vertrou en ek is gehelp. Daarom jubel my hart en sal ek hom loof met my gesang. Halleluja. Dan die laaste gedeelte, ek is natuurlik baie lief vir hierdie gedeelte, is Jona. Jy kan weghardloop soveel as wat jy moontlik dink, jy kan weghardloop, maar jy kan nooit van die aangesig van God af weghardloop nie. Hy gaan jou kry. So, partykeer word daar moeilike dinge op ons pad geplaas, omdat ons ongehoorsaam is en nie wil luister nie. En net so met Jona, toe word hy ingesluk deur 'n vis. Eers is hy in 'n storm, toe sluk die vis hom in, en daar het hy besef dat hy het God nodig. Maar kom ons lees dit, Jona 2 hier vanaf verse 1. En Jona het tot die Here sy God gebid uit die ingewande van die vis en gesê: Uit my benoudheid het ek die Here aangeroep en hy het my verhoor. Uit die binneste van die doderyk het ek geroep om hulp. U het my stem gehoor. U tog het my in die diepte gewerp, in die hart van die see, sodat 'n stroom my omring het. Al die bare van die golwe het oor my heen gegaan. Toe het ek gesê: Ek is weggestoot, weg van U oë, tog sal ek weer U heilige tempel aanskou. Waters het my omring tot aan die siel toe, die vloed was rondom my, seegras was om my hoof gedraai. Ek het afgedaal tot by die grondslae van die berge. Die grendels van die aarde het my vir altyd ingesluit, maar U het my lewe uit die kuil opgetrek, Here, my God. Toe my siel in my versmag het ek aan die Here gedink en my gebed het tot hom gekom in die heilige tempel. Die wat nietige afgode vereer, verlaat die een wat vir hulle goedertierend is. En daarenteen sal U offers met U stem van lof, wat ek beloof het, sal ek betaal. Die heil behoort aan die Here. Halleluja, kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, U is 'n wonderbare God. Here, U praat met ons deur die woord, en hoe gaan ons met U praat? Deur gebed. Here, en ons kan soveel vir U sê, soveel vir U vra, maar Here, ons wil ook net vir U vandag sê dankie. Dankie dat U vir ons in Matteus 6 geleer het hoe om te bid, die Onse Vader. Maar Here, dit is nie al gebed wat ons kan opsê soos 'n rympie, maar ons moet kom na U toe, Here, en uit ons hart uit bid tot U, en vir U vra, Here, en dan sal U vir ons gee, na die begeertes van ons hart. Here, ons soek nie materiële dinge nie,
Here, want U weet wat ons nodig het en U voorsien in ons behoeftes. Here, ons bid, gee vir my 'n gees van onderskeiding. Here, gee dat wanneer ek mense hande oplê, Here, en ek bid vir hulle dat hulle gesond sal word, maar nogtans nie my wil nie, maar U wil geskied, Here. Here, dat ons altyd deur sal vra na U wil, maar nooit ons eie sal doen nie. Here, want dan gaan ons hoogmoed kry en dan gaan ons dink, maar dit was ek, toe ek gebid het. Nee, Here, ons kan niks doen nie. Ons weet dit, ons besef dit. Here, U doen alles. Die werke van U hande, dit sal U voltooi en dit is wat U woord my leer. Dankie dat ons tot U kan nader in gebed. Here, seën ieder en elkeen in hierdie dag is my gebed in Jesus naam. Halleluja, amen en amen.